Môre, dis Dinsdag, dis die 24ste Februarie en ons kuier in die boek Rigters. Ons tema gaan nog altyd steeds oor die gesukkel om te glo. Maar hierdie keer is dit so 'n bietjie anders. Dit gaan oor die lewe van Samson, 'n kind wat as te ware gemaak is en gebore is as 'n gewyde van die Here en die gees van die Here was met hom, né? Nou, hoe was Samson? Sommige net om so 'n bietjie die ou Bybel geskiedenis en die Bybelstories weer so 'n bietjie blink te vryf. Nou, Samson was 'n uitsonderlike sterk man. Hy het by geleentheid die leeu kaalhand uitmekaar uitgeskeur. Samson het, soos ons gister ook gesê het, meer van die Filistynse meisies gehou as sy eie land se vroue, en daar is toe 'n groot troue gehou, 7 dae fees, en daar is 'n raaisel vir die manne gegee. Hulle het iewers langs die pad uitgevind wat is die antwoord, en hy moes toe nou vir die manne klere gee as 'n geskenk. En hy slaan toe sommer 30 man dood, vat hulle klere en gee dit. En dan gaan hy werk, soos baie mans nou uitgaan om te gaan werk, en die skoonpa gee toe sy vrou vir die strooijonker. En toe Samson nou terugkom, toe is hy so kwaad dat hy 300 jakkalse het hy aan mekaar die sterte vasgemaak het. Iemand het hier by die kerk 'n opmerking gemaak, hy het dan een goeie ding gedoen, dis as jy met skape boer, dan is jy nie baie lief vir jakkalse nie, en hy het al die koring afgebrand. Dis nou weer die slegte deel van die storie. En dan maak hulle dan die pa en die vrou dood van kwaadheid. Samson kom weer terug, hy vererg hom en hy slaan 1000 Filistyne dood. Dis 'n verskriklike storie. En wie het gesê dat die lewe so gemaklik is en gelyk loop, né? En dan tel hy 'n prostituut in Gaza op, daar wag hulle hom in. Hy gaan die oggend laat uit en hy ruk sommer die voorpote saam met die konsyn uit en hy dra dit teen die berg op. Dis net 'n onverstaanbare en onuitspreeklike krag wat die man gehad het. Hy is toe later deur mekaar met 'n Lilla, nog 'n meisie, en sy moet nou uitvis oor waar sy krag kom. Dis nou as jy met die verkeerde vrou getroud is, dan heel sy meer met haar vriende en haar familie as wat sy haar man se kant vat. Sy hare word afgesny en dan is dit die einde van Samson. Kom ons lees daar in Rigters 16 vers 20. Toe sy sê die Filistyne is hier, Samson, het hy wakker geskrik en gedink, en dis die hartseer, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Hoe dikwels gebeur dit nie, dat 'n mens kan in 'n huwelik wees en dink jy kan maar kanse vat en jy kan maar cheat en jy kan maar gaan drink of jy kan maar rondloop en wat ook al, en dan dink jy, ag, ek sal net weer teruggaan en die deur sal vir my oop swaai, en dan gebeur dit nie. Of selfs ook, ek is 'n kerkmens, ek is 'n Christen, maar dan begin ek wegloop soos die verlore seun, en dan as ek wil terugkom, is die deur gesluit, soos met die dwaase maagde. Ons kan nie met die Here speel nie. Moenie waag om dit te doen nie. Nie eers by jou werk, in jou huwelik, wat jy kan dinge dink, dat jy elke keer met jou krag, en met jou slim mond, en met jou wat ook al, kan probeer terugkom nie. Want die groot ding staan hier in Rigters 16 vers 20.
maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. So dikwels kan 'n mens dink, ag wat, ek is gedoop, ek behoort in 'n kerk, ek het 'n kaartjie hemel toe. Maar ek het nie besef dat die Here my verlaat het nie. Here, dis seker die verskriklikste woorde wat 'n mens kan hoor. As jou huwelik op die rots is, as jy jou werk verloor het, as jou familie hulle rug op jou gedraai het, maar die grootste hiervan, as u rug op ons draai, dat u ons verlaat. Ons kom bid, Here, dat ons met oop oë deur hierdie lewe sal gaan. Amen. Mag jy 'n baie mooi en 'n geseënde Dinsdag hê. En onthou, moenie dat dit ook met jou gebeur nie. Mooi loop.